bietjie spitwerk doen, sodat ons vir volgende week reg kan wees wanneer ons dan in Romeine 7 ingaan. Dit sal weliswaar vir die tweede keer wees, omdat ons ook verlede keer daar was, maar hier kom ons by die hoofboodskap van Romeine 7, dit sal vir volgende week wees. Maar intussen is daar so baie wat ons moet verstaan rondom Romeine 7, want Romeine 7 gaan oor daardie uiters lewensbelangrike ding, wat vir elke gelowige 'n stryd is waarin hy staan. En dit is, wat doen ek met die sonde in my lewe? Wat doen ek met die sonde in my lewe? Daarom moet ons verstaan wat die Here vir ons deur Romeine 7 wil leer, waarby Paulus gebruik, maar intussen berei ons nog die bedding voordat die saad gesaai word en voordat dit kan ontkiem. Maar ten einde dit te laat ontkiem, is dit belangrik dat ons sekere boodskappe rondom Romeine 7 ook moet verstaan. So, reeds gesê, dan hierdie hoofstuk is regtig 'n besondere boodskap, want dit beskryf die stryd van die gelowige, van die ware gelowige, teen die sonde in sy lewe. En verstaan goed, die ongelowige het nie 'n stryd teen die sonde in sy lewe nie. Daar is nie 'n stryd nie. Daar is nie 'n stryd nie. Maar die gelowige, die ware gelowige, besef dat hy hier in hierdie lewe met 'n ware stryd te doen het. En ten spyte van ons redding, ten spyte van die feit dat ons juridies, regterlik, vrygespreek voor die troon van God staan, want ons is in Christus, ons is gered, ten spyte daarvan, lewe ons nog hier in hierdie liggame, in hierdie vlees. Soos Paulus dit beskryf, in hierdie vlees, wat dan die stryd veroorsaak. Want dit is die stryd wat ons dan moet stry om in heiligmaking so te lewe, dat ons die begeerlikhede van die vlees, die neigings van die vlees, al daardie dinge, dat ons in staat is om dit te onderdruk en te onderwerp aan die waarheid van Jesus Christus. En in die mate wat ons daarin kan slaag, om die bose, om die sonde in ons lewens te besweer, om dit te oorwin, in daardie mate vind heiligmaking in die gelowige se lewe plaas. En daarom dan, omdat ons gered is, die ware gelowige is waarlik gered, moet die proses van heiligmaking dus plaasvind. Dit moet daar wees. Daar kan nie 'n geredde persoon wees in wie se lewe heiligmaking nie plaasvind nie. Want afgesien van die wet dat hy juridies vrygespreek is voor God, het hy hierdie ander verpligting in sy lewe, en dit is 'n morele verpligting teenoor God, om volgens die wet te lewe. Ons het gesterf aan die wet, soos wat ons gesien het. Ons het gesterf aan die wet, maar in terme van die regterlike aspek, maar in terme van die morele aspek, omdat dit God se wet vir die mens is en hy wil hê dat hy moet lewe, en soos wat Jesus dit ook opgesom het, is dit ons morele verpligting om die wet te onderhou. Nie letterlik wetties nie, maar in die morele aspek daarvan. Dit wil sê, ons lewe soos God se wet bepaal, maar ook soos dit deur die hele woord van God beskryf word vir ons op elke bladsy van die woord. Die wet staan nie net daar en dan is die Bybel net 'n stories nie. Die wet staan daar, dis God se wet. En die Bybel, die hele Bybel, Ou Testament, Nuwe Testament, elke bladsy is daar om vir ons te sê, so moet jy nou lewe, omdat jy gered is. Ek sê weer, nie sodat jy gered kan word nie, want jy is reeds gered, maar omdat jy gered is. Dit is so belangrik en ons moet dit verstaan. En daarom is elke gelowige dan voortdurend in 'n stryd. Hoekom? Omdat hy in die vlees nog is, in hierdie vlees. En omdat daardie vlees meer en meer onderdruk moet word deur sy nakoming van die wet en die nakoming van God se woord, God se waarheid.
Want dit is presies dan die stryd wat Paulus in Romeine 7 beskryf. En ons is so dankbaar vir daardie hoofstuk 7 in Romeine. Ons is waarlik dankbaar. Want onthou, in hoofstuk 6 het Paulus verduidelik dat die Christelike lewe nie 'n poging is om deur wette of wetsonderhouding goed te wees nie. Nie daardeur nie, maar om te lewe in en uit die opgestane krag van Jesus Christus. Maar die krag wat hy gehad het om op te staan, is tot ons beskikking om aan die wet te voldoen, om die wet te gehoorsaam, om die Bybel te gehoorsaam, om alles wat hier gegee word. En ek dink aan byvoorbeeld die saligsprekinge, ek dink aan die wapenrusting, ek dink aan die voorskrifte vir die gemeentes, aan die voorskrif vir elke gelowige, hoe ons moet lewe. Daardie krag kry ons nie uit onsself nie, maar ons vind dit in die opgestane krag van Jesus Christus, want dit is tot ons beskikking. Maar daar is by sommige gelowiges, sommige wat pleit om gelowig te wees, en sommige kerke 'n misleidende standpunt, dat omdat hulle gered is, hulle sonder vrees vir God se heiligheid, en gevolglik sonder vrees vir sy straf op die sonde, dat hulle op grond daarvan maar kan voortgaan om te sondig, want hulle is mos gered, asof hulle redding 'n lisensie is om voort te gaan in die sonde, en nie 'n bevryding is uit die sonde nie. Ons redding is nie 'n lisensie om in die sonde te leef nie, maar om uit die sonde te tree en volgens die woord te lewe. Nou, hoe antwoord die Bybel op hierdie mense se wanidee, hierdie wanindruk, hierdie wandenke, wat hulle het dat hulle maar kan aangaan om te sondig, hulle is mos gered. En God gaan hulle mos gered hou. Jesus het gesê, ek sal nie een van my skape laat verlore gaan nie. Is dit waar? Wat is dit dan wat ons dan 'n verpligting op ons lê, om die wet nog steeds na te kom, om moreel te lewe volgens die voorskrifte van die woord? Nou, ek gaan eerstens, om daardie antwoord te kry, gaan ek eerstens na na Jesus se 7 briewe aan die gemeentes in Openbaring 2 en 3. 7 gemeentes, hy skryf 7 briewe, ons gaan net na 2 kyk. Nou, hierdie gemeentes, verstaan dit goed, was werklik bestaande gemeentes op daardie tyd van die skrywe. Hulle was daar in Asië, was hulle bestaande gemeentes. Maar, soos wat Jesus hulle hier gebruik, is hulle ook verteenwoordiging van die tipe gemeentes wat dwars deur die kerkbedeling bestaan. Dit wil sê, elke gemeente is een van daardie 7 gemeentes in sy wese. Dit wil sê, vanaf die stigting van die kerk met Pinkster en die uitstorting van die Heilige Gees, tot en met die wederkoms van Christus, is elke gemeente een van daardie gemeentes in Openbaring 2 en 3, een van daardie 7 gemeentes, en toon ons eienskappe daarvan. En wat doen Jesus hier? Hy evalueer daardie 7 gemeentes as verteenwoordiging van sy kerk, en hy spreek tot ons, en hy sê vir ons, hoe lyk jy? Hoe lyk julle? Daarom word ons begaan te wees oor die stand, ons stand, soos dit gemeet word deur die stand van ons lidmate, soos dit gemeet word deur die stand van die lewens wat ons lei. Want dit waarvoor die gemeentes en by implikasie elke gelowige geprys word of veroordeel word, is juis dit waaroor ons moet waak, want ons gaan eweneens as deel van 'n gemeente geprys of beoordeel word. Elkeen van ons sal as deel van 'n gemeente geprys of beoordeel word. Die 2 gemeentes waarna ek in die besonder wil verwys is 2. Die eerste ene is Laodicea. Laodicea in Openbaring 3 van vers 14 tot 22.
En ek gaan nie die hele brief lees nie, maar ons luister net na enkele frases. Openbaring 3 vers 15. Hier sê Jesus Christus aan die gemeente. Dit sê aan elke gelowige. Jesus sê aan elke gelowige. Die gemeente kollektief, die gelowiges individueel. Ek ken jou werke. Ek ken jou werke. Dat jy nie koud is en ook nie warm nie. En dan spreek hy die wens uit, was jy tog maar koud of warm. Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spoeg. Want jy sê, ek is ryk, ek het verryk geword en het aan niks gebrek nie. Dit kan nou fisies en of geestelik wees. Maar jy weet nie dat jy is wat en jy weet nie dat dit jy is wat elendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Nou, maar jy maak aanspraak op sekere goed wat nie waar is nie, want jy besef nie dat jy eintlik dat jy elendig, beklaanswaardig, arm en blind en naak is nie. Maar jy van alles gestroop eintlik. So hier is Jesus se oordeel oor 'n gemeente wat nie ernstig was oor hulle wandel met die Here nie. Vers 17 beklemtoon dit. Julle is duidelik misleid oor julle toestand. Julle dink dat julle ryk is en aan niks gebrek het nie, terwyl julle inderwaarheid elendig en beklaanswaardig en al daardie dinge is nie. So die implikasie is dit, julle besef nie wie en wat julle is nie. Of julle hoor nie, of julle luister nie, maar julle is duidelik misleid of ongehoorsaam. En hier met Laodicea wys Jesus dus vir ons, wat gebeur wanneer 'n gemeente of gelowiges die stryd teen die sonde, hoor mooi wat ek sê, die stryd teen die sonde ignoreer. Wanneer 'n gemeente die stryd teen die sonde in homself en in elke lidmaat ignoreer, dan kom hierdie oordeel. Dit is dus 'n waarskuwing aan die gemeente kollektief, saam met die leierskap, saam met die prediker. Let op julle werke. Kyk na julle lewens. Julle besef duidelik nie wat julle geestestoestand is nie. Julle is misleid daaroor. Julle dink julle is ryk, julle het niks gebrek nie, terwyl julle elendig en arm, beklaanswaardig en arm en blind en naak is. Wil sê, as al hierdie waardes het jy niks in die lewe nie. Maar dan wat sê Jesus? Wat gaan hy met daardie persoon op die gemeente doen? Ek sal julle uitspoeg. Ek sal julle uitspoeg. Ek wil julle nie in my teenwoordigheid hê nie. Dis waarop dit neerkom. Wat spoeg 'n mens uit? Ons weet, en ek wil nou nie te grafies raak hier hoor nie, maar wat spoeg ons uit? Ek wil julle nie hê nie, ek wil julle nie my liggaam hê nie. En hy sê ook inderwaarheid, julle is misleide gelowiges wat nie is wat julle bely om te wees nie. Nou vra ek vir julle geliefdes, wat dink julle? Hoe het Laodicea gereageer toe hulle hierdie deel van Openbaring gelees het? Wat sal ons doen as hier 'n brief aankom? Johannes het die brief geskryf, soos wat hy deur die Gees en deur Jesus gedikteer is, soos dit staan. En hier kom die brief en sê, ek veroordeel julle, want julle is nie ernstig oor julle heiligmaking, oor julle wandel met die Here nie. Julle dink julle is so en so, maar julle is nie. Julle is gestroop van alles wat belangrik is. Wat dink julle sal ons doen? En wat dink julle het Laodicea gedoen toe die brief by hulle aangekom het? Ek dink dit is sagkens gestel as ek sê dit het hulle waarskynlik ten diepste geskok.
En ek dink ons moet daaraan dink. Dit was soos iemand wat by 'n begrafplaas aankom en daar sien hy sy eie grafsteen met die grafskrif daarop, daardie in memoriam daarop. En dan lees hy sy eie grafskrif wat oor hom gesê word. Daarom vra ek by voorbaat en ek gaan dit 'n paar keer vra. Wat is elkeen van ons se grafskrif? Wat gaan oor ons in memoriam gesê word? Hoe gaan ons geëvalueer word, ons lewens? Ek kom terug na hierdie idee van die grafskrif. Maar in groot kontras nou met Laodicea staan die gemeente in Philadelphia. Hulle word beskryf in Openbaring 3 vers 7 tot 13. En weer, ek lees net enkele verse. En skryf aan die engel van die gemeente in Philadelphia: ek ken jou werke. Kyk, ek het vir jou 'n geopende deur gegee en niemand kan dit sluit nie. Want jy het min krag en jy het my woord bewaar en my naam nie verloor nie. Jy kan verseker wees van die oop deur wat ek vir jou oopgemaak het, want jy was getrou aan my. Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, dan sê die hele reddingsgeskiedenis van Jesus Christus, die hele evangelie, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom om die bewoners van die aarde op proef te stel, sê is by die oordeel. En dan sê hy in vers 11, kyk, ek kom gou. Hou vas wat jy het. Hou vas aan daardie waarheid wat jy leef, sodat niemand jou kroon kan neem nie. Sodat niemand jou kroon kan neem nie. As ons na hierdie twee briewe kyk, as geliefdes, is dit duidelik. Dit gaan nie vir gelowiges oor hoe die wêreld hulle gaan onthou nie. Nee. Die enigste vraag waaroor die gelowige begaan is, wat sal Jesus Christus oor my sê? Wat sal hy oor my as deel van die gemeente sê? Wat sal hy oor die gemeente kollektief sê? Is elkeen waar hy moet wees in terme van sy medelewing in die gemeente? Is hy aktiewe deel wat daar die liggaam wat so besonderlik beskryf word, hoe elkeen 'n besondere funksie het? Doen ons wat Christus van ons verwag en wat hy vir ons op die pad geplaas het, die dag toe hy ons gered het? Is ons besig met ons taakvervulling daar? Het gaan nie oor groot prestasies van die lewe nie. Het gaan nie oor sukses in die wêreld nie. Het gaan nie oor wat jy het van jou bank of waar ook al nie. Maar het gaan alleenlik oor jou wandel met die Here. Niks anders nie. Hoe sien hy Jesus? Hoe beoordeel hy Jesus my lewe? En dan verstaan dit wat Jesus sien in ons lewens, sal ons grafskrif wees. Word nie deur mense geskryf nie. Dit is hy, sy oordeel,
dit wat hy in ons lewens sien, sal ons grafskrif wees. Een van die kerkvaders het die stryd tussen die gelowige en die bose, die sonde, so beskryf dat in 'n baie groot mate hang dit af van waar die mens, nee, die gelowige se fokus is. Waarna kyk jy in die lewe? Ekskuus tog. Is jou oë gefestig waarlik op Jesus, die leidsman, en wat hy van jou vra, en wat hy jou in staat stel om te doen, deur wat hy vir jou gee, deur die woord en die gees, die prediking, die gemeente, die gelowiges rondom jou? Is jy daarop gefokus om dit te wees? Of eintlik kan ons dit makliker, het hy gesê, kan dit makliker gestel, is jou oog waarlik gefestig op Jesus? Of, en hierdie of is belangrik, of is jou oog gefestig op jouself? En hy beskryf dit as, hy fokus op jouself, hy gebruik die Latynse terminologie, curvatio, kromming, soos iemand wie sy rug gekrom is. En hy staar na sy eie naaltjie. Hy kyk vir sy eie naaltjie. Nou as jy vir jou naaltjie kyk, kyk jy na niks anders in hierdie wêreld nie. Jy is net op jouself gefokus. Terwyl hy sê die gelowige ly nie aan curvatio nie, 'n krom rug nie. Hy kyk op en hy kyk na die lig van Jesus Christus. So die vraag wat kom, waarop is ons gefokus, elkeen van ons? As ons dan na Laodicea en Philadelphia kyk, kan ons dan sê dat Laodicea het 'n erge graad van curvatio gehad, terwyl Philadelphia waarlik in die lig van Jesus Christus gewandel het. Maar is nog 'n voorbeeld. Baie meer resente voorbeeld, maar eweneens 'n voorbeeld. In die jare toe ons nog koerante gelees het, was daar 'n spesifieke afdeling, gewoonlik hier aan net voor die sportblaaie, was daar altyd die bladsy met die in memoriam. Die deel waar hulle al die name gepubliseer het van mense wat gesterf het in die afgelope 24 uur. Dit het later bietjie verwater, maar dit was voorheen was dit 'n baie belangrike deel van jou koerantlees. So daar in memoriam staan die name van die mense wat in jou gebied, gewoonlik het was gewoonlik gebiedgebonde, wie gesterf het. En dan was daar ook 'n tipe van 'n ander vorm van die grafskrif by, wat sê wie die persoon was, wat hy gedoen het en al die dinge waarmee hulle sy lof of haar lof besing het. Dit is min of meer soos wat deesdae op een van hierdie apps op die selfone is, dat word dit daar in die plaas van in die koerant in memoriam doen hulle dit nou op die selfoon. Maar daar was 'n baie bekende man, wat eendag toe hy die memoriam deel oopslaan, toe lees hy sy eie naam daar. Hy sê net, daar staan dit, sy naam staan daar. Want die koerant het hom met sy broer verwar, en hulle het sy dood aangekondig in plaas van sy broer se. Maar toe het hy die voorreg om sy eie memoriam, sy eie grafskrif te lees. En hy lees wat hulle van hom sê. En hierdie man, wat wêreldbekend was en nog steeds is, was Alfred Nobel, die Nobelprys gewer, die uitvinder van dinamiet
en baie ander patente wat in wapentuig gebruik word. En hy het sy fortuin as wapenhandelaar gemaak, baie ryk. En dit is waaroor sy grafskrif gegaan het. En toe hy daar sy doodsberig gelees en waarvoor hy onthou sal word, het hy vir homself die vraag gevra, is dit werklik waarvoor ek onthou wil word? In Engels, as the purveyor of death, as die ene wat dood veroorsaak in die wêreld. Is dit my nalatenskap dat ek 'n handelaar in die dood was, dat die som totaal van my lewensarbeid dinge is wat doodmaak en vernietig? So daardie in memoriam het hom toelaat besluit om met sy rykdom werklik 'n verskil in hierdie lewe te maak, deur mense te beloon, groot pryse aan hulle toe te ken, deur hulle uitvindings en bydrae wat waarlik 'n positiewe bydrae tot die samelewing maak. En dis op grond van hierdie geweldige rykskap wat hy beskikbaar gestel het, dat daar jaarliks hierdie groot bedrag geld deur sy toegeken word aan mense wat in hulle verskillende velde 'n verskil maak, werklik 'n verskil wat iets vir die samelewing beteken. So het die Nobelprystoekennings ontstaan. Maar waar het dit begin? Daardie oomblik toe hy sy eie memoriam gelees het. Daar het dit begin. En net so het die gemeente in Laodicea hulle eie grafskrif gelees. En dan wil ek weer vra, wat het hulle daarmee gedoen? Hoe het hulle beïnvloed? Het hulle verander? Of het hulle maar net aangekarring soos gewoonlik? Want hulle was mos maar net lou, nie warm of koud. Maar kom weer, wat van ons geliefdes? Besef ons dat ons besig is om ons grafskrif te skryf? Dat dit gaan oor meer as net redding, want die redding is 'n geskenk van Christus. Maar wat doen ons in ons heiligmaking? Daardie deel waarvoor ons verantwoordelik is, wat die onus wat op ons geplaas is om te lewe sodat Christus in hierdie wêreld gesien kan word. Hoe lyk ons grafskrif? Wat ek eintlik vra is, hoe handel ons met die sonde? Wat doen ons met die sonde waarmee ons gekonfronteer word in die lewe? En nou ons, soos 1 Johannes vir ons duidelik stel, ons mag onsself nie mislei nie, want ons het met die sonde te doen, en ons is in stryd met die sonde, en ons sondig nog. Daar's niemand hier op aarde wat nie sondig nie, gelowiges en ongelowiges, maar die verskil is, wat doen ons daarmee? Die ongelowige is onverskillig, hy gee nie om, nie. Wel, nie nou nie, die dag sal nog kom. Maar wat van ons as gelowiges wat weet dat die dag gaan kom, waar God na ons werke gaan kyk? Ons is vrygespreek in Christus, maar het ons dalk deur ons onverskilligheid so geword dat ons dan werklik daardie punt bereik het waar ons eintlik nog nooit regtig warm was nie, nog nooit regtig gered was nie. Want daar is 'n klomp misleides in die kerk, dis 'n probleem. Dis 'n probleem. Waar staan ek ten opsigte van die sonde? Vind daar heiligmaking in my lewe plaas? Want dit, geliefdes, daardie heiligmaking is die kern van ons grafskrif. So as ek nie 'n poging aanwend, as ek nie slaag in heiligmaking nie, is ek besig om te faal as gelowige. Met die vraag dan,
was ek ooit werklik 'n gelowige gewees. Een ding kan ons weet, ware gelowiges gaan in vrede rus. Daardie RIV wat gewoonlik boaan staan, rus in vrede, RIV Engels, RIP, rest in peace. Dit sal waar wees van die ware gelowige, want hulle regstatus voor God is 100%, en omdat hulle in Christus is hulle sonde betaal, en kan hulle nie aangekla word, soos wat ons weer gaan sien, en soos wat ons gesien het nie. Maar dit gaan hier oor meer as redding, dit gaan oor die heiligmaking. Dit gaan oor daardie krone wat ons voor die troon van God wil plaas. Maar jy sien, die probleem is hier, en waarom dit hier dan ter sprake kom, is, as ware gelowige, is jy waarlik gered. Maar is jou lewe 'n getuienis vir jouself, dat jy waarlik gered is? En dit wil sê, dit beteken jy moet nooit in die stryd wees nie. Maar jy weet in jou hart wat jy met daai sonde doen, waarmee jy te doen het. Jy weet dit. En handel jy volgens wat die woord vir ons sê, bely jy jou sonde, en bely beteken om in die eerste plek aan God te beken, en Jesus te beken dat jy daardie sonde gedoen het, om vergifnis daarvoor te vra, en dan weg te draai om nooit weer daarin te verval nie. Is dit wat gebeur met jou as gelowige? Is dit hoe jy lewe? Ek sê nou nooit, maar dit is jou voornemens om dit nooit weer te doen nie. Maar in 'n aanhoudende patroon van sonde moet enigiemand baie, baie ongemaklik stel. Want weer eens is die vraag, is jou patroon van sondehantering, is dit volgens die woord van die Here? En is dit aan jou 'n getuienis, hoe jy dit hanteer, volgens die boek, volgens 1 Johannes 1 vers 9, dat jy waarlik met die sonde in jou lewe handel? En is dit die standaard wat jy stel? Dit is die aspek wat Paulus in Romeine 7 aanspreek, waar by ons volgende week DV sal kom. En Paulus doen dit in Romeine 7 deur die volgende vrae te vra: waarom hou ek as gelowige aan met sonde na redding? Waarom is daar stryd en spanning as Romeine 6 vers 14 waar is, waar Paulus geskryf het in hoofstuk 6, want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Ek sê weer, niemand is sondeloos nie, maar hy sê die sonde gaan nie oor jou heers nie, maar jy gaan oorwinning behaal oor die sonde. Dit is wat die woord jou verseker. Jy gaan oorwinning oor die sonde behaal. En waarom skryf Paulus dan in Romeine 7 vers 19 hierdie strydvraag, die goeie wat ek wil doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek? Hoe moet ek dit verstaan? Is ek, of behoort ek na bekering sondevry te lewe, of lewe ek in ooreenstemming met die woord, op die manier waarop in ooreenstemming met die manier waarop die sonde hanteer moet word? En het ek oorwinning daarin? En as ons na die res van die woord kyk, ons het nou na die Openbaring gekyk, ons het nou na sommige aspekte van die brief in Romeine alreeds gekyk. Is dit die deurlopende getuienis en bemoediging van die skrif dat God van die gelowige verwag en hom aanmoedig om heiligmaking, die stryd en oorwinning oor die sonde na te streef? Is dit wat die woord van ons vra? Wel, daar's verskeie dinge onmiddellik wat ek net aan dink. En dit is byvoorbeeld, God het vir ons die wapenrusting gegee, sodat ons daagliks die sonde kan doodmaak deur die swaard van die Gees. In Efesiërs 6, ek lees vanaf vers 13. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil. Wat 'n dag van onheil? Die dag wanneer sonde na jou toe kom en jou wil verlei.
nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Hoe kan jy staande bly? Die wapenrusting van God. Neem die helm van verlossing, die swaard van die Gees. Dit is die woord van God, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid waar julle getempteer word, bid in die Gees en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die gelowiges. So, dis duidelik. As die gelowige gebruik wat God tot ons beskikking stel, kan hy die sonde oorwin. Daar is ook 'n breëre perspektief waarna ons moet kyk. Ons dink byvoorbeeld aan God se belofte in Esegiel 36 vers 26. Wat het hy daar beloof? Ek sal vir julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. 'n nuwe hart, 'n nuwe gees. Want die ou hart was klip, die nuwe hart is vlees. En vlees kan pyn voel en trane stort oor die sonde en wegdryf van die sonde, maar 'n kliphart, 'n hart van klip kan dit nie doen nie. Hy bly onaangeraak deur sy sonde, hy gaan maar net aan. Onthou Jesus se lering ook aan die gelowiges in die saligsprekinge waarna ons onlangs gekyk het, Matteus 5 vers 8. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Rein van hart. Dit wil sê, jy kan met ware openheid voor God staan en sê, ek het met die sonde in my lewe ek het dit hanteer. As ek net dink byvoorbeeld aan hoe dikwels die gemeente tot repentance gelei word, ook by die nagmaal, dat jy kan sê, maar ek het met my die sonde in my lewe gehandel, ek werk daarmee. Maar kom ons kyk byvoorbeeld na van die mense wat in Hebreërs 11 genoem word as daar die helde van die geloof. Dink aan mense soos Abraham, Moses, Elia. Daar sien ons 'n patroon. Wat is die patroon? Nie een was sondeloos nie. Hulle is in daardie galery van gelowiges. En ons kan almal gaan kyk. Maar nie een van hulle word daar ooit van hulle gesê dat hulle sondeloos was nie. Kom ons dink maar net daaraan. Abraham het verskeie kere gelieg. Baie ander sondes ook nog gedoen. Moses, sy ongeduld, sy woede, sy kwaadword, sy wantroue. Dawid, die goeie voorbeeld van Dawid. Waarom word hierdie mense heiliges genoem? Waarom is hulle deel van die heldesaal, die meeste van hulle? En hier kom ons by daardie fokuspunt weer. Hoekom is hulle in die heldesaal? Omdat hulle 'n hart het wat elke keer terugdraai na God. Hulle het 'n hart wat elke keer terugdraai na God. Elke keer. Dawid, hoeveel keer het ons hierdie verse nie al gelees nie? Psalm 51 vers 12 tot 14. Skep vir my 'n rein hart, o God. Sien julle sy begeerte? Here, maak my hart skoon. Ek wil nie met hierdie sonde rondloop nie. En gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Verwerp my nie van u aangesig nie en neem u Heilige Gees nie van my weg nie. En dit is een van die grootste probleme en gevare van die mens wat aanhou sondig, dat God sy gees aan hom onttrek. Dat God sy gees aan hom of haar onttrek. Gee my weer die vreugde van die heil en ondersteun my deur 'n gewillige gees. Hier sien ons Dawid se hart. Dawid ten spyte van al die sondes, selfs daardie verskriklike sonde, hy draai terug na God en hy sê, Here, gee vir my 'n gewillige gees om u te dien in die waarheid van u wet.
Hy keer terug. En Dawid se grootheid was nie sy prestasies nie. Nie wat hy as koning gedoen het nie, maar die feit dat hy die sonde gehaat het wat hy gedoen het toe hy daarop gewys is en na God teruggevlug het, elke keer. Dit is wat dit beteken om rein van hart te wees, waarvan Jesus gepraat het in Matteus 5 vers 8. Om rein van hart te wees, om die wil te hê om voor God in absolute sondeloosheid te lewe. As ons na Hebreërs 12 kyk, na daardie helde van hoofstuk 11, in Hebreërs 12 word gelowiges aangemoedig om om die gelowiges se voorbeeld te volg in die wedloop om heiligmaking. Ons lees in Hebreërs 12 vers 1, daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het. Maar wat sê hy hier? Kyk na al hierdie geloofshelde. Kyk na almal. Dis hierdie wolk van getuienis wat ons rondom ons het. Laat ons ook, hoor wat sê hy? Laat ons ook elke las af lê. En die sonde wat ons so maklik omring, dat ons dit af lê. En met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Met ander woorde, hier word die vordering in heiligmaking beskryf. Hoe vorder jy in heiligmaking? Lê elke las van die sonde af. Die sonde wat so maklik omring en hardloop met volharding die wedloop. Nie deur om te kyk of te gaan sit of wat ook al nie. Maar hardloop die wedloop wat voor ons lê, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof. Met ander woorde, jy kyk nie na jou eie naaltjie nie. Jy fokus nie op jouself nie. Jy kyk op die waarheid van die woord van God en die redding van God. Wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. En dan vers 3, want julle moet ag gee op hom wat so 'n teespraak van die sondaars teen hom verdra het. Dan wat hulle aanslag teen hom gekom het, sodat julle in julle siele nie vermoeid word en verslap nie. En dan kom hierdie herinnering. Julle het nog nie ten bloede weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. Maar nie een van julle het al ten bloede weerstand teen die sonde gebied nie. Vers 5, en julle het die vermaning heeltemal vergeet, wat tot julle as seun spreek. My seun, ag die tugtiging van die Here nie gering nie, en beswyk nie as jy deur hom bestraf word nie, want die Here tugtig hom wat hy liefhet. En hy kastei elke seun wat hy aanneem. Maar as jy sy seun is, gaan jy sekerlik gestraf word vir die sonde in jou lewe. Dit gaan nie jou redding beïnvloed nie, maar jy gaan gestraf word. En as julle die tugtiging verdra, behandel God julle as seuns, kinders. Want watter seun is daar wat die Vader nie tugtig nie, maar as julle sonder tugtiging is, wat almal deelagtig geword het, die tugtiging is deel van die gelowiges se lewe. Hy sê, as julle sonder tugtiging is julle onegte kinders en nie seuns nie. Ander gedagte waaraan ek julle net vinnig wil herinner, vir die storie wat ek al baie keer na verwys het, daardie geskiedenis van die barbaarse stam wat die moordenaar se lijk, wat die vermoorde se lijk aan die moordenaar se liggaam vasgebind het, en dan moet hy vir die res van sy lewe daarmee rondloop. Hy sleep dus hierdie lijk deur die lewe, maar was letterlik van rug tot rug vasgebind. So hy was voortdurend uiters bewus van hierdie lijk wat hy saamsleep. En gewoonlik het dit nie, hulle sê gewoonlik so 7-8 dae, dan sterf hy ook as gevolg van die infeksie en alles wat daarmee saamkom. Maar dit is wat gebeur het. Hy begin verrot in die gif
daarvan het stadig maar seker die lewende persoon doodgemaak. Paulus sê hier in Romeine eintlik die volgende: ek is 'n lewende mens, maar ek dra die lijk van my ou natuur, die vorige lewe in Adam, aan my vasgebind. Dis die stryd wat ek het. En dit is waarom sy uitroep, wie sal my verlos, so uiters dringend is. Dit is die uitroep van iemand wat nie meer die lijk van die sonde aan hom wil dra nie. En dis die verskil tussen Laodicea en Philadelphia. Laodicea ryk nie eers die lijk nie. Hulle is nie die vermoë gegee om dit te beleef nie. Hulle is so gewoond aan die verrotting van hulle eie hoogmoed en trots en alles wat daarmee saamgaan, dat hulle dit nie eers besef nie. En dit is so dikwels in die lewe van ongelowiges so duidelik. Hulle besef nie hoe verrot hulle is nie. Daarteenoor Philadelphia die kerk met min krag. Nie die rykdom of aansien van Laodicea nie. Hulle is swak, klein, maar hulle het een ding. Hulle het die woord bewaar en sy naam nie verloor nie. So God vra nie vir 'n kragtige, selfversekerde Laodicea kerk nie. Hy vra vir 'n Philadelphia kerk. Vir 'n Philadelphia hart. Daardie hart waarna Jesus verwys in die saligspreking, Matteus 5 vers 3, salig is die armes van gees, salig is die wat rein van hart is. So armoede van gees is juist die antithese, die teenoorgestelde van Laodicea. Laodicea sê ek is ryk, ek het alles, kyk net hoe oulik is ek. En Philadelphia sê ek het min krag, maar Christus is my alles. Christus is my alles. Die tollenaar in die tempel in Lukas 18 vers 13, hy het dit reg gehad. Toe hy uitgeroep het, o God, wees my sondaar genadig. Hy het dit reg gekry. Jesus in Matteus 8 weer die belofte, salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Hulle sal God sien. So geliefdes, as ons dan nou daaraan dink, dis baie twee belangrike aspekte wat hier uit hierdie boodskap kom vandag. Eerstens, ons moet aktief, waarlik aktief in die stryd teen die sonde staan. Die gelowige het nie 'n opsie daarin nie. As jy waarlik 'n gelowige is, gaan jy teen die sonde stry. Dis die eerste aspek. Tweede een is dit: moenie mislei word, dat die duiwel jou mislei met die gedagte dat daardie stryd wat jy teen die sonde het, dat dit dan beteken dat jy verlore is, dat jy nie 'n gelowige is nie. Behalwe as jy dan hierin volhard en dat God dan op jou en sy gees van jou wegneem. Hoe weet jy dit? As jy nie kan volhard nie, dan moet vordering in jou lewe wees, daai vordering moet daar wees. Jy moet die stryd stry. As jy die stryd stry, as jy daardie stryd voel en beleef, moet jy weet, jy is 'n gelowige. En die gevaarlikste plek dan om te wees is Laodicea, waar jy dink jy's ryk en niks kort kom nie, terwyl jy in werklikheid in jou naakie verstik. So wat verwag God van ons? Om die Philadelphia patroon te kies, die Philadelphia Christendom. Erken dat jy min krag het. Bely daardie inkromming van jou rug. Bely jou sonde en vra vir vergifnis en draai daarvan weg en laat die Heilige Gees toe om jou hart weer uit te buig na die enigste bron van lig en waarheid, dat jy waarlik na Jesus kan kyk. Want aan die einde van die dag, as jou grafskrif geskryf word, sal daar net een ding saak maak.
was hierdie lewe, waaroor hierdie grafskrif handel, was hy inwaarts gefokus of op na God, Jesus Christus, ewige lewe in die drie-enige God. Die grafskrif van die gelowige is nie, hier is 'n volmaakte mens nie. Alhoewel partykeer lyk dit soos die mense dit ons so probeer voorgee. Maar dit moet wie weet nie, dit is nie waar nie. Die grafskrif van die gelowige is nie, hier is 'n volmaakte mens nie. Dit is, hier is 'n sondaar, wat deur die genade van Christus gefokus was op hom wat die lig van die lewe is. Op hom wat ons in krag, in staat stel, die krag gee om teen die sonde te stry. En dat daar ook dan gesê sal kan word, soos van Philadelphia, hy het volhard, sy het volhard in die stryd. So geliefdes, waar staan ons? Kan amper vra, waar is ons burgerskap? Watter dorp woon ons? Is dit in Laodicea of in Philadelphia? En wie se gees lei ons? Wie se gees lei ons? Paulus skryf in Filippense 3 vers 17 hierdie aanmoediging, dis waarmee ek afsluit. Wees ook my navolgers, broeders, en let op die wat so wandel soos julle ons tot voorbeeld het. Want baie, van wie ek julle dit dikwels gesê het, en nou ook onder trane sê, wandel as vyande van die kruis van Christus. Hulle einde is die verderf, hulle God is die buik, hulle maar, en hulle eer is in hulle skande, hulle bedink aardse dinge. Want ons burgerskap is in die hemele, vanwaar ons ook as verlosser verwag, die Here Jesus Christus, dat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam, waar volgens die werking, waardeur hy ook alles aan homself kan onderwerp. Met ander dan eers gaan ons van hierdie liggame bevry wees. Maar intussen is ons in die stryd teen die liggaam, teen die bose wat van die liggaam besit wil neem, wat van ons harte gedagte, ons hele wese besit wil neem, maar ons sal verlos word daarvan. Dit is die versekering wat ons het. So my aanmoediging hierdie week ter voorbereiding, ook vir die boodskap van volgende week, waar het gaan dan oor hoe Paulus die stryd in homself beskryf. Miskien moet ek vra, skryf ter wille van jouself. Wat is 'n stukkie papier? En skryf ter wille van jouself. En ek wil dit nie sien nie, jy hoef dit vir niemand te wys nie. Maar skryf jou eie grafskrif. En kyk wat jy daarop kan skryf. Gaan skryf jou eie grafskrif. Jou eie in memoriam. Wat gaan jou oordeel daaroor wees? Want dit is nie dit wat saak maak nie. Wat saak maak is, wat gaan Christus daarvan sê? Amen. Genadige Vader, ons loof U vir die genade van hierdie oomblik, dat ons hierdie woord het om te hoor. U het met ons gepraat oor die waarheid van die stryd, die spanning, die pyn, maar ook die hoop van die ware gelowige. En het ons herinner, dat het gaan oor meer as ons redding, dit gaan oor ons heiligmaking. En dit is wat U van ons vra. En daarom vra ons, Here, net soos Dawid, skep in ons 'n rein hart, o God, en gee opnuut 'n vaste gees in ons binneste, 'n gees wat
bonde is, vasgebind is aan die waarheid van die woord en dit as die enigste strewe het om so te lewe en die sonde nie wil akkommodeer nie. Bewaar ons van die misleiding van 'n lou geloof, van 'n hart wat nie meer die stank van die ou natuur ruik nie. En gee vir ons 'n Philadelphia hart. Al het dit min krag, maar nogtans u woord bewaar en u naam hoog hou. Here, laat ons grafskrif nie, dit wat eendag op ons grafstene staan, mag ons nooit daarin verheerlik word nie. Maar mag dit getuig van die genade van Jesus Christus. Dat hier 'n sondaar is wat in die hitte van die stryd was, en wat geween het oor sy sonde, maar altyd teruggekeer het na Jesus. En wat geleef het, waarlik geleef het, met ons oog gefestig op u. O Here, laat u Gees ons lei, u woord ons vorm, en laat u vir ons alles in hierdie lewe wees. In Jesus se naam, amen.